weer voortgaan hier in Sasolburg by die DP de Villiers stadion. Maar nietemin die Griekwas wat die bal ingooi is, allemindige ingooi. So met die een hand daar beet gepak deur die Griekwas, hulle kom wel met die bal weg. En dan so 'n lekker rolskop na die oorkant van die veld, ons redelik spasie, maar hierdie man, hy is bitter gevaarlik. Valke kies nou koers hier na die skaduwee toe. Groot gaping wat gevind word. Kyk net na die man se spoed. Nog steeds aan die gang en hy gaan al die pad gaan. En wat 'n skitter 3 deur die Valke. Ek gaan probeer bevestig, maar ek dink dit is Tatu Khoza. Die regtervleuel. En die Valke se agter 3 wat die hele wedstryd al bitter gevaarlik lyk. Kan bevestig, daardie 3 was nie Khoza nie, was die nommer 16 wat op die veld verskyn het, Joshua Kipulu. Een van Laerskool Goudrand se vele spelers in hierdie Valke span. Bal wat geskop word. Hy gaan nie die punte byvoeg nie. Net so links verby deur Jordan Strauss, maar wat 'n loopie deur Joshua Kipulu. Wat nou net op die veld verskyn het. Laat mens wonder wat voer hulle daai jong manne daar by Goudrand. Nou wel gedaan. Kipulu. Telling wat nou staan op 17-5 in die guns van die Valke. Valke wat nou baie selfvertroue opgebou het. Kom maar so in op die agtervoet vaskopstit Johan Brummer. Bemeester daar die bal en maak so 'n paar ekstra meters. Moet nou geskarrel word deur hier agter, maar kyk net hoe baie hulle daai bal op sy tone op, baie goeie werk deur Franco van den Berg. Nommer 15 met die skrampet, maar ongelukkig vir hom. Bevind hy homself alleen, die Valke wat die bal wil steel en hy klou aan hom vas. Valke wat hierdie bal veld afskop. Nee, dis ook is darm uit. Vir 'n oomblik gelyk as die bal gaan oor die doodlyn rol, maar ken ons nou die wip van die rugbybal. Kan gewoonlik nie waar jy dink hy gaan nie. Maar 'n goeie aanvalsgeleentheid vir die Valke. Voorbal skelmpies word hy daar voor weg gesteek. Losbal wat opgepik word en dan mooi reguit word daar deur gesny deur die Valke. Die buitesenter kan dalk Cullen Laas wees, die binnesenter. Zaiden Pastorius sy kans kry in die tweede helfte. Pastorius wat dit baie goed gebruik. So groot as wat Zaiden Pastorius is, jong man wat ook gekies was vir die Valke se 7 span en van baanbreker se topspelers. Prentjie wat nou begin sleg lyk vir Griekwas. Valke wat voorloop 22 punte 10-5. Weer eens Valke wat die bal aan die oorkant van die veld skop. Voel hulle het seker sukses gehad. Deur die bal daar te sit, dan die bal wat aangeslaan word. Griekwas wat mooi opvolg. Hulle sê altyd skop is net so goed as hoe hy opgevolg word. William De La Cuera van die Griekwas wat seker gemaak het, hy voer druk uit op die Valke daar agter.
Nou ja, is nog nie eens verby vir die Griekwas nie. Nog heel wat tyd oor in hierdie tweede helfte. Griekwas vinnige bal uitbring. Skeieregter wat nie gelukkig is met die skram nie. Maar die manne weet deur die fluitjie te blaas, hulle gaan eers weer moet skram. As jy nou 'n voorry man is dit seker nie te erg nie. Maar die manne hier in die agterlyn, hulle wil spoed aan die dag lê. Hulle soek bal. Griekwas wat weer die bal voer. Dis 'n morsige skram. Goeie bal wat uitgebring word vir die agterlyn. Kyk net daardie oorslaan aangee, hier is spasie. Tydsberekening baie goed uit na die baie lang linker vleuel en hy stamp daardie man af. Die skeieregter wat die 3 gaan toeken. En 'n skitterloop hier deur die linker vleuel. Mascherano Davids. En ek kan nie vra waar was Davids die hele dag? Ek het nou net genoem hoe die agterlyn net hulle vra vir daai bal. Manne wat bibber van oorgawe. Die telling wat klaar 'n bietjie beter lyk vir die Griekwas. 22-10, skop wat nog moet kom. Skram skakel Willem de la Cuera. Die jong man wat die verantwoordelikheid neem op sy eie skouers. Bal wat die bene sou gehad het, maar die rigting ongelukkig af. So die telling wat bly 22-10 in die guns van die Valke. En met die son wat heerlik sak hier in Sasolburg. Kom ons vinniger nader aan die einde van die wedstryd. My produksiebestuurder, Roan Du Plessis, wat my korrigeer. Dankie Roan. Telling is 22-12. Griekwas wat 12 het. Maar 'n goeie afskop deur die Valke wat daai bal vir hulle self terugwen. Kyk net hoe vinnig werk hy man uit die bal deur die hande. En trek die jong man weer. En hy laat dit eintlik verspot maklik lyk. Hierdie buitesenter Zaiden Pastorius. Ek raak bang as hy die bal kry. Nou ja, interessante inligting nou net gekry. Zaiden Pastorius, man wat die 3 gedruk het, is die nommer 1 in Suid-Afrika in hekkies. En ek dink dit maak nou sin, want as hy wegtrek, is dit punte. En daar's nog punte vir die Valke. Wat 'n skitterende skop van die kantlyn af. Valke wat gemaklik voorloop, 29 punte teenoor 12. Maar die Valke wat nou speel met oorgawe. Goeie laag van daar deur die Griekwas. Miskien kan dit die manne se kop 'n bietjie optel. Maar daar's ook gros spelers vir die Valke wat daar reg staan om op die Griekwas af te pyl. Vinnig opgetel, kortkant is gekies, besef daar's geen van sy spanmaats daar nie. Daai man se paal behoorlik gelig deur die Griekwas. Goeie verdediging. Griekwas wat nog nie opgegee het nie. Losbal weer opgetel, so op die terughardloop. Goeie verdediging deur die nommer 11, Mascherano Davids. Maar die Valke wat nog steeds heeltemal te veel bal besit het. Griekwas wat eenvoudig net nie hulle kloue op die bal kan kry nie. Weer eens reguit gemaak deur die man wat nou 'n 3 gedruk het, nommer 16, Joshua Kipulu. Nou binne in die net so oor die 10 tree stippellyn van die Griekwas.
Terug binne toe gesny. Verdediging wil aan die man vasklou. Skeieregter mooi in posisie. Kan daar die laagpad goed dophou. Brummer. Skoppie wat net hier binne in die kwartgebied gaan wip. Nou, rolle uiteindelik uit in die kantlyn. Goeie spel. Deur die Valke. Oordeel van hierdie jong manne baie goed. Griquas met bittermin opsies. Hulle gaan moet probeer hardloop uit hulle eie kwartgebied uit. En dit is nooit ideaal nie. Mooi lyn staan deur die Pau Bloues, hoog gerank deur die nommer 6 flank. Berei die stryd om uit sy hart uit probeer vandag. Griquas wat elke keer 'n klomp meters maak met hierdie dryfmaal beweging. Baie goeie uitgee. Hierdie skrimskakel. Maar dan die risiko net te hoog. Die Valke wat 'n kans gaan hê om 'n skrim 10 meter van die Griquas se doellyn af 'n aanval te loods. Een of twee van die Griquas manne se koppe wat begin hang. Nou, ek verstaan. 29-12 vir die opponente. Moeilik om positief te bly, maar dit is die lesse wat die jong manne gaan moet leer. Want môre is weer voldagse rugby. Terwyl hy 'n plaasvervanger op die veld kom vir die Valke, sê ons sommer weer dankie vir Red Door Properties. Vivian Du Plessis en haar span altyd seker maak dat jy die ideale huis kry of woonstel of wat ook al dit is waarna jy soek in die vereniging area. So kontak Red Door Properties gerus. Vra sommer vir Vivian op die naam. Lieflike mense die Du Plessis. En daar is 'n sonstrale wat daar op daardie skram gaan sak. So net oor die 6 minute wat nog oorbly, maar 'n groot skram deur die Griquas. Op 'n of ander manier is dit die Valke wat nog steeds die bal daar uitmyn onder daardie hoop liggame. En dan nog steeds aan die gang. Is daar die groot senter van hulle. Hierdie keer is dit Liam Korf. Uiteindelik verloor hy die bal, maar ek sien Ek is aansienlik verbaas met die skramtegniek van die Griquas hier laat in hierdie wedstryd. Manne wat 'n 5de rad gevind het ergens. Kan hulle hierdie agterstand van 29-12 so bietjie uitvee in die laaste 5,5 minute. Dis die vraag wat hulle afrigters vir hulle vra. Meneer De Wet Creer en Hein Stag. Opgepak deur die Griquas, maar die skeieregter wat sê daar was 'n klein aanslaan gewees. En dis tot die frustrasie van die skrimskakel William De La Cuera uit daar probeer vandag De La Cuera. Baie gemaklik gelyk met bal in hand, goeie besluite geneem. Maar die Valke se verdediging met die manne ongelukkig of terug laat duins het of veroorsaak het dat hulle die bal verloor. Al wat gevoer word is Stefan Loubser, jongman van Kruinsig. Laerskool uit verlede jaar het hy onder 12s gespeel vir die Valke. Hierdie jaar sy kans by die onder 13s met die nommer 23 op die rug. Die ongelukkigheid daar aan die skrums deur die skeieregter meneer Willem Bester. So hulle gaan weer probeer, sê hy. Vorige skram, Valke wat harde bene gekou het, hierdie een is dieselfde. Loubser wat die bal vinnig uitbring, sy losskakel, Strauss, dan weer terug binne toe gesny deur daardie groot senter. Hierdie keer hardloop hy nie Borie, ek nie hardloop deur hom. En dis weer 'n 3 vir die Valke. En die doodsnikke van hierdie wedstryd.
En heeltemal onstuitbaar is Zayden Pistorius wat sy 3 kunsbal vandag. Wel gedaan, jong man. Nou ja, daar gaan ek ongelukkig. Die man se derde 3 moet wegvat en ek is verkeerd. Dis Liam Korf, die nommer 12 wat daar oorgeduik het. Gewys het hy is net so gevaarlik as sy sentermaat Pistorius. Wel gedaan, Liam Korf. Valke wat nou baie gemaklik voorloop. 36 punte teenoor 12. En dan 'n fout begaan. Lyk daarom as die man nie seer gekry het nie, maar die assistent skeieregter wat ook 'n woordjie wil hê met meneer Willem Bester. Kyk, wat is die besluitneming van die skeieregter? Die man wat probeer verduidelik, hy het nie bedoel om dit te doen nie. Maar dit lyk asof meneer Bester wel na sy sak toe gaan. En dis jammer dat die linker vleuel Serrano Davids sy wedstryd so gaan beëindig. Een van 2 manne wat kon punte aanteken vir die Griekwas van hierdie kragmeting. Maar hy gaan vir die volgende 10 minute oor sy sondes kan dink. Dit gaan oorloop tot môre toe. Maar daar is net 'n paar minute oor in hierdie wedstryd. Goeie bal wat gewen word deur die Valke. Probeer nou vir Griekwas hulle eie medisyne toedien, maar dit werk nie. Kyk net hoe druk die Griekwas hulle terug. Harde werk deur die Griekwas se voorspelers. En dan mooi reg gemaak deur Strauss. Kry aansluiting langs hom. Maar die bal wat net nie opgepik kan word nie. Griekwas wat met die bal wegkom. Wat kan hulle doen so vir oulaas in hierdie wedstryd? Oorkant van die veld is die besluit deur die 8ste man Pieter Strydom. En dan die skeieregter wat sê hulle gaan terugkom vir die aanslaan as nie genoegsame voordeel nie. Hierdie Valke span lyk as wel baie goed afgerig is, moet sê. Meneer Skalk van Rensburg, Jonathan Marie en Karabu Makufane. Hulle gaan 'n span wees om dop te hou môre, soos wat hierdie bondedag weer voortgaan. Griekwas gemaklik kry hulle die bal by die skram uit. Kwaliteit bal van daai vaste faset. Jong man daar in die agterlyn vir die Griekwas. Tebogo Botha uit sy deel gedoen vir sy span. Nietemin, Valke wat aanspeel, hulle wil nog punte aanteken. Levan Brimmer. Bal uit deur Loupsher. Bal in die hande gekry in die oorkant van die veld. Aan grond toe geslinger. Griekwas wat die bal steel, maar die skeieregter op sy vletjie. Hartkel vlak, mag jy nie die man slinger nie, is gevaarlik, sê hy. Assistent skeieregter waar die bal fyn dophou, hy sê hy was wel binne die speelveld. Vir die Valke. Nog 'n kans. Griekwas probeer hy bal steel. Dis losbal wat wel deur die Valke teruggebring word. Weer word daar aangeval. Bal wat nie tot hand gaan nie. Vorentoe geswoel deur een van die Griekwa manne. Maar die bal wat net nie wil vasplak in die hande nie. En dan is dit die einde van die wedstryd. Dit is die Valke se onder 13 A-span wat afreken met Griekwas onder 13 A, 36 punte teenoor 12. Ek is Toek Skotsen vir DP Productions. Wat 'n eer om hierdie wedstryde vir julle uit te saai. Hoop julle geniet dit. Kyk môre weer. Soos wat die wonderdag aangaan. Mooi bly.